Hallo almal en baie welkom. Vandag duik ons in 'n baie interessante en nogal onbekende onderwerp in. Die verborgde gevare wat in die bloedvate van jou niere kan skuil. Dis toestande waarvan jy waarskynlik nog nooit gehoor het nie en ons gaan uitvind presies hoekom dit saak maak. Stel jou gou hierdie scenario voor. Jy gaan dokter toe vir 'n doodgewone skandering, vir iets heeltemal anders, en dan, uit die bloute, kry die dokter iets wat niemand verwag het nie. Dis presies hoe die meeste mense van hierdie niertoestande uitvind, heeltemal per toeval. Goed, kom ons spring wag met die eerste een, 'n nierslagaar-aneurysme, of soos die dokters dit noem, AAA. Die belangrikste ding om hier te verstaan is dat dit gewoonlik heeltemal asymptomaties is. Jy voel absoluut niks nie. En dis hoekom dit byna altyd 'n verrassing is wanneer dit op 'n scanning opduik. So, wat presies is 'n ADA? Wel, die beste manier om daaraan te dink is soos 'n swak plek op 'n motorband. Oor tyd veroorsaak die konstante druk van jou bloedvloei dat daardie swak plekkie begin uitbult en dit vorm 'n klein ballonagtige swelling in die wand van die slagaar. En hoe gereeld gebeur dit? Die kort antwoord, dis ongelooflik skaars. Studies wat gebruik maak van arteriogramme, dis nou spesiale ekstrale van die are, wys vir ons dat minder as 1% van die bevolking een het. So die kans dat jy een het, is regtig klein. En hierdie bulte is ook nie almal dieselfde nie. Nee, die tipe wat ons verreweg die meeste sien, sowat 75% van die tyd, word sakkulêr genoem. Denk letterlik aan 'n klein sakkie wat so aan die een kant van die slagaar hang. En dit natuurlik lei tot die groot vraag, die groot debat waarmee dokters worstel. As ons dan een van hierdie skaars aneurysmes kry, wat maak ons daaromtrent? Wel, die antwoord is nie so eenvoudig nie en dit het nogal baie verander oor die jare. Kom ons kyk gou hoe die denkwyse hieroor ontwikkel het. In die ou dae was die reël redelik eenvoudig. As daai bult groter as 2 cm is, maak ons dit reg. Maar vandag het daai drempel geskuif na 3 cm. So, hoekom die verandering? Wel, die rede, soos hierdie aanhaling dit mooi stel, is eintlik heel eenvoudig. Nuwe navorsing het gewys dat die werklike risiko dat so 'n ding gaan bars baie laag is, minder as 3% vir die meeste mense. Om dus reeds op 2 cm in te gryp, was net te aggressief. So, die belangrike punt hier is dat die standaard benadering nou waaksame wag is. Ons hou dit net dop. Maar, en hierdie is 'n massiewe maar, daar is een spesifieke situasie waar hierdie reël heeltemal by die venster uitgaan. En daai groot uitsondering is swangerskap. Jy sien, tydens swangerskap gebeur daar 'n klomp goed gelyk. 'n Vrou se bloedvolume skiet op, hormonale veranderinge maak weefsel sagter en dan is daar natuurlik die fisiese druk van die groeiende baarmoeder. Hierdie kombinasie van faktore verhoog die risiko van 'n ruptuur dramaties. En die statistieke hier is regtig skokkend. 'n RAA wat tydens swangerskap bars, lei tot 'n moedersterftesyfer van 50-55% en vir die baba 'n skokkende 85% sterftesyfer. Hierdie syfers is presies hoekom die reëls heeltemal verander vir vroue van vrugbare ouderdom. Enige RAA, maak nie saak hoe klein nie, word byna altyd behandel. Goed, so dis die aneurysme. Nou kom ons skuif ratte en kyk na 'n ander ewe skaars toestand, die arterioveneuse fistel of AVF. En waar die eerste een 'n bult was, is hierdie een 'n heeltemal ander soort probleem. Waar 'n aneurysme 'n bult is 'n AVF meer soos 'n kortsluiting in die liggaam se pypstelsel. Die hoë druk slagaars vloei direk in die lae druk aar. En dit beteken, die bloed omseil die klein kapillêre vaatjies waar dit eintlik veronderstel is om sy werk te doen. Nou, waar kom hulle vandaan? Anders as wat jy dalk sou dink, word die meeste mense nie daarmee gebore nie, glad nie. Meer as 70% van hulle is verworwe. Dit beteken, dit gebeur as gevolg van iets anders. En die heel algemeenste oorsaak? Trauma aan die nier, veral na 'n prosedure soos 'n biopsie. So, hoekom is hierdie kortsluitings 'n probleem? Wel, dit kan jou hart oorwerk en tot hartversaking lei. Dit kan hipertensie veroorsaak of selfs bloed in die urine. Maar die goeie nuus is dat die meeste van die wat deur biopsies veroorsaak word, mettertyd sommer van self weer toemaak. Goed, so ons het nou al albei hierdie toestande verstaan. Maar hoe het die behandeling daarvan oor die jare verander? Want dis hier waar tegnologie regtig die hele speletjie verander het. In die ou dae was die enigste opsie groot oogchirurgie met 'n lang en moeilike hersteltyd.
Vandag, dis 'n heeltemal ander wêreld. Die voorkeurmetode is nou endovaskulêre herstel. Dit beteken dokters kan deur 'n piepklein gaatjie 'n kateter al die pad tot by die probleem lei en dit van binne af regmaak met klein spoeletjies of stentoorplantings. Maar, en dis baie belangrik om te onthou, minder indringend beteken nie sonder risiko nie. Alhoewel die sterftesyfer laag is die kans op groot komplikasies vir beide die ou en die nuwe benadering steeds meer as 10%. En dis 'n kragtige herinnering hoekom daai waaksame wag dikwels die slimste opsie is vir stabiele, asymptomatiese gevalle. Goed, dis nogal baie inligting wat ons nou gedek het. So kom ons vat dit alles saam. Wat is die absolute kernpunte wat jy hiervan moet wegneem? Eerstens, onthou dat albei hierdie toestande baie skaars is en meestal per ongeluk opgetel word. Tweedens, vir die meeste mense met 'n RAA is daai nuwe drempel vir behandeling 3 cm, nie 2 nie. Derdens, swangerskap verander absoluut alles. Dit vereis behandeling ongeag die grootte. En laastens, die manier hoe ons dit behandel, het baie minder indringend geword danksy moderne endovaskulêre tegnieke. En dit los ons met 'n laaste interessante gedagte. In 'n wêreld waar ons gewoond is daaraan om elke probleem dadelik te wil aanval en regmaak, vergeet dalk 'n nuwe soort moed om te weet wanneer die beste aksie is om eenvoudig net te wag en te kyk.